Baie welkom vanoggend hierso. Dit is vir my goed om julle te sien. Het is vir my lekker om julle te sien vanoggend en dit is ook vir my 'n groot voorreg om saam met julle vanoggend die Here te kan aanbid, hom te dien, te loof en te prys en ook rondom sy woord saam te dink. Dit oop te breek en ook die gees wat daar in sy woord is te ontdek. Is dalk 'n verkeerde woord om te sê, te ontdek, om deur daardie selfde gees wat die skrif geïnspireer het toe dit geskryf was, weer geïnspireer te raak opnuut. Selfs al is dit 'n eeue oue boodskap wat ons baie goed ken. Kom maak die Here dit elke keer vir ons nuut en mag dit ook u belewenis wees vanoggend. U het al die afkondigings ontvang. Miskien moet ek vra, is daar iemand wat verjaar vandag wat hier so is? Enige iemand wat verjaar? Nie 'n enkele ene nie. Wat is die datum vandag? 9 Maart. Niemand gebore op die 9de Maart nie. Nou maar goed. Julle moet plan maak daarmee, dan moet elke dag iemand verjaar. Dalk is daar van ons aanlyn mense wat aanlyn kyk, wat verjaar, so baie geluk en dat jy nie vanoggend hierso kan wees nie. Mag die Here u seën en mag dit vir u 'n wonderlike lewensjaar wees. Kom ons begin om onsself voor te berei, om te luister na die woord, om deel te raak van God wat hier teenwoordig is, en eintlik om in te kom in sy teenwoordigheid. Ek gaan vir ons vanoggend, as deel van ons liturgie, die wet voorlees, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis
teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, as ons hier in die Ou Testament na U luister, na die woorde wat U gespreek het, dan laat dit ons onrustig voel. Onrustig voel oor ons eie lewens. Wat soms glad nie of enige van dit wat U vir ons bedoel het, weerspieël nie. Ons kom vanoggend tot U bid en vir U vra, Here, wees ons sondaars met ons baie sondes genadig. Here, maar ons wil ook kom dankie sê vir Jesus Christus. Ergens in elkeen van ons se lewens, soos wat ons hierso sit, het ons 'n persoonlike verhouding met U en weet ons dat al hierdie dinge wat ons graag wil doen, maar nie kan doen nie, dat U in Jesus Christus dit volmaak vir ons kom doen het. En daarom kan ons ook weet dat ons wel deur die bloed in die liggaam, die offer, die dood en die opstanding van Jesus Christus volkome voldoen aan die wet. En dat U ons deur hom geregverdig het. Amen. Vriende, die Here Jesus Christus, U weet wat sê 1 Johannes 1 vers 9? Dit is hoekom dit vir ons nodig was om vanoggend net weer te kyk na die wet. Dit is hoekom dit nodig was dat 'n mens gereeld introspeksie doen, dat jy gereeld binne in jou eie hart kyk. Dis omdat 1 Johannes 1 vers 9 ons daaraan herinner, dat wanneer jy jou sondes bely, wanneer jy na God toe gaan, en jy sê vir hom jy het gesondig, sê daar die teks vir hom, God is getrou. Hy is getrou aan sy verhouding met jou. Maar hy is ook regverdig. En daarom sal hy ons sondes vir ons vergewe. En ons weet die manier waarop hy ons sondes vergewe, in terme van sy regverdigheid, was deur die kruisiging van Jesus Christus. En daardeur is ons vanoggend ook geregverdig. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ek groet U vanoggend. As ek hier voor staan, is ek maar 'n mens, swak en sondig, net soos U. Maar die Here het my geroep. Hy het my geroep en hy het my gestuur om sy woord te verkondig in my swakheid en in my menswees. Daarom is dit nodig vir my dat wanneer ek jou groet in die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat my geroep en gestuur het. Ontvang sy seëngroet. Amen. Ons skriflesing vir vanoggend se prediking is uit die Nuwe Testament uit. Die evangelie volgens Lukas is 'n evangelie wat hy geskryf het vir Theophilus, 'n hooggeplaaste. Voordat ek vir ons gedeelte gaan voorlees, Lukas 23, van vers 33 tot 35, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, ons het nodig dat U ons moet lei. Ons het nodig dat U ons moet vertroos. En ons het nodig dat U ons moet versterk. Ons gebed is dat U deur die prediking, deur die woordverkondiging, met elkeen van ons sal praat deur die Gees.
verby die stem van 'n mens. Dankie Here, dat ons kan stil wees in U teenwoordigheid. Amen. Ek lees vir ons daardie fokusteks waaroor vanoggend se prediking handel. Vers 33 begin so: Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar gekruisig. So ook die misdadigers, een aan sy regterkant hand en een aan sy linkerhand. Toe sê Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy boklere verdeel deur daaroor te loot. Die volk het gestaan en toe kyk. Die volksleiers het aangehou om smalend te sê: Ander het hy gered. Laat hy homself red, as hy die Christus van God, die uitverkorene is. Net tot sover ons skrif wat ons gaan saam lees. Nou u het op die afkondigings ontvang, en dit is ook daar op die bord, dat ons 'n tema is lyding wat verlossing bring. Swaar kry, lyding wat verlossing bring. En u is bewus daarvan, ons is in lydingstyd, dis 'n kerklike jaarsiklus. Elke jaar praat ons oor lyding. En ek het nogal gedink, is dit nou nodig om elke jaar oor lyding te praat? Ek meen, as jy nou al lank 'n Christen is, dan weet ek nou nie hoeveel preke het jy nou al oor lyding gehoor nie. Maar dit is belangrik. Dit is belangrik dat ons herhaaldelik daaraan sal herinner, sodat ons nie vergeet nie. Want ons vergeet so maklik, en ons vergeet so maklik as dit goed gaan met ons. Dit is nie net dit nie. Elkeen van ons se lewensverhaal, soos wat ons hierso sit, gaan dink maar aan jou eie lewe. Wat het met jou gebeur? Hoe het jy gekom waar jy vandag is? Ernstig langs daardie pad is 'n verhaal van lyding, van seerkry, van stikkend wees. In elkeen van ons se lewensstorie lê daar stukke op die pad waar ons gebreek het. Vir party van ons is dit genadelik min, maar vir ander van ons is ons soms verskeur gewees. Lyding, swaar kry is 'n kondisie wat elkeen van ons deurgaan. As jy dit nie al deurgegaan het in die verlede nie, is daar 'n moontlikheid dat dit vir jou in die toekoms voorlê. Daarom is dit wel vir ons belangrik om onsself daarvoor voor te berei, dat ons reg dink daaroor. Want as ons reg dink daaroor, sal ons reg optree wanneer dit plaasvind en wanneer ons in daardie lydingssituasies beland. Sien dit as 'n gimnasium. Die kerk. Ek dink ek het ergens iets in die trompet ook daarvan geskryf. 'n Plek waar jy kan inoefen hoe om die lewe te leef. Waar jy by die voete van Jesus kan kom sit, kan kyk na hom, as 'n voorbeeld sê, dit is hoe mense doen. Dit is wat ek moet doen as dit met my swaar gaan. Dit is wat ek moet doen as my lewe stikkend is. Nou weet ek. En dan die moeilike taak, om dit in te oefen. Want dit is nie so maklik nie. Dis een ding om dit te sê, is 'n ander ding om dit te hoor, soveel moeiliker in praktyk. Daarom is dit belangrik. Wat vir my en hooplik vir u ook geweldig tref oor hierdie gedeelte,
Miskien voordat ek dit sê. Ek gaan met u die lydingswoorde van Jesus Christus aan die kruis, dit met u deurgaan. Maar ek gaan begin met die eerste ene, en vanoggend, ek gaan nie al 7 doen nie, indien jy nie geweet het nie, dalk het jy geweet, daar is 7 lydingswoorde. So noem dit lydingswoorde, maar is eintlik lydingssinnetjies, lydingsfrases, wat Jesus gesê het toe hy aan die kruis was. En ons gaan na daardie 7 kyk, en ek gaan vanoggend die eerste ene hanteer. Jesus se lydingswoorde, kom ek herhaal dit vir u, dat dit in die kop is. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is ons fokus in terme van lyding volgens. So daar is 7 van hulle. Wat nou vir my merkwaardig is, voordat ek myself in die rede geval het, is dat God hoegenaamd bereid is om ons te vergewe. Dat hy is bereid om jou te vergewe. Miskien dink jy vir jouself, ja, maar ek is nie so sleg nie. Dit is mos nou maklik om my te vergewe. Kyk hoe oulik is ek. Dit is waarskynlik moeiliker om iemand wat totaal en al boos is te vergewe. Maar God sê vir ons, maak nie saak hoe jy dink oor jou sonde nie, of hoe klein jy dink daardie sonde van jou is nie, en daardie gebrokenheid van jou is nie, jy is verkeerd. Dit is groter as wat jy dink. Jou probleem is groter as wat jy dink. Dit is baie keer ons moeilikheid. En dit is baie keer vir ons moeilik om 'n greep op vergifnis te kry, is omdat ons dink die goed wat ons doen is nie so bad nie. Dit is nie so erg nie. Dit is nie so erg as die ander ou nie. Dit is erg. Om liefdeloos te lewe, wat die beginsel is van God se skepingsdoel met elkeen van ons, en dit spring uit op verskeie plekke in ons lewe, konstant, vir God wat bereid is om te sê, weet jy wat, ek is bereid om jou te vergewe. Wat die eerste vraag vir 'n mens vra, maar is ek bereid om te vergewe? God is bereid om te vergewe. Is ek bereid om te vergewe? Terug by ons gedagte van lyding. Lyding is nie dieselfde nie. Jy kry verskillende vorms daarvan. Jy kry lyding as gevolg van ander mense. Jy het niks daarmee te doen nie. Iemand anders het iets verkeerd gedoen, en nou ly jy daaronder. Miskien het jy lyding gehad as kind. Dat jou ouers het jou op 'n bepaalde manier hanteer. Dalk het jy nie in 'n goeie huisgesin groot geword nie. En het jy gevoel, maar dit is swaar vir my om as kind groot te word. Dan is ons emosies en gevoelens gewoonlik om kwaad te wees daaroor. En ons reaksie is verwyd. Ons verwyd ander mense vir dit wat dan hulle aan ons gedoen het. Daar is ook ander vorms van lyding. Daar is vorms wat na ons toe kom, wat algemeen is, wat almal van ons tref. Almal van ons word siek. As jy nou nog nooit siek was nie, baie geluk. En hier is iets wat ons weet, en soms vergeet, almal van ons gaan dood. Ek het ernstig 'n rest in peace sign. Wie is die oudste persoon wat jy ken? 100 jaar oud?
200 jaar oud? Beslis nie 200 jaar oud. Is daar iemand wat lewe wat 200 jaar oud is? Nee. Dink jy gaan 200 jaar oud word? Nie op hierdie aarde nie. Sterf gaan jy sterf. As jy gelukkig is, gebeur dit in 'n oomblik en jy slaan net so dood neer. Ek dink dit is soos ons almal wil doodgaan, is dit nie so nie? Ek wil nie ly nie. Ek wil net eendag daar wees en 'n ander dag moet ek nie daar wees nie. Eintlik sal ek al van hou as ek so my slaap doodgaan, is dit nie so nie? Net so rustig, terwyl ek lê. Die aand gaan slaap en net nie die oggend opstaan nie. Dit gebeur nie altyd so nie. Jy is gelukkig as dit met jou so gebeur. Daar is 'n pad van lyding wat algemeen is, wat niemand van ons ontkom nie. Die interessante ding van lyding en van swaar kry is dat ons waarlike persoonlikhede kom uit. As jy nou, ek sê dit altyd vir huwelikspaartjies, as hulle nou wil gaan trou. As hulle baie jonk is, sit by mekaar, dan sê sy vir my, hy is so oulik, en so aan. Vra ek vir hom, wat hou jy van hom? Nee, dit en dit en dit. Pragtig, mooi, hy is so getrou, hy luister na my, en so aan, bedagsaam, en so aan. Dan vra ek vir hom, en sy, nee, sy is pragtig, sy is mooi, hy weet, en so. Die werk lyk mooi, maar hulle het nou nog nie 'n sak sout saam opgeëet nie. Wag dat daai eerste moeilikheid tref. Dan kom die ware ek, die ware persoonlikheid uit. En dan is daar nie veel om weg te steek nie. Lyding en swaar kry het 'n manier om ons te ontmasker. Maar weet jy wat? As ons dit vir mekaar kan sê, dan kan ons ook vir mekaar sê, maar lyding, en Jesus Christus se lyding, het hom ook ontmasker. Net soos wat ons in mekaar sien wie daai persoon regtig is, wanneer hy onder druk is en wanneer hy swaar kry. So sien ons presies God se hart, wanneer hy ly, en wanneer hy swaar kry. En guess what? Daar is geen masker nie. Dit is nie net 'n opvoering nie, wat Jesus Christus doen nie. Dit is nie net 'n voorgee om vroom te lewe nie. In daardie druk kookpot, 'n geleerde het gesê, dis soos om tydens Jesus se kruiswoorde, as jy na sy kruiswoorde luister, die 7 wat hy gesê het, is soos vensters in die hart van God in. Sien wie hy is? En wat sê hy? Onder sulke omstandighede, nie wanneer dit goed gaan nie, is lekker om hier so op 'n Sondag te sing, prys die Here, loof hom. Dit maandag as jy by werk kom, dan werk dinge dalk anders uit. En dan wonder as mense, dan kom die ware self mos nou uit. So. Nee, dis vensters na God se hart toe. Dit is wat hy sê. Dit is wat hy sê in sy donkerste uur. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Sjoe. Dis amazing. Ons sal later kyk in die reeks dalk vorentoe na die ander woorde wat hy gesê het. Die interessantheid van hierdie woorde is daar is 7
7 is 'n Bybelse getal, dit dui op volledigheid, dit dui op God se volledigheid, dat iets volledig gedoen is. En as jy net so 'n bietjie na die struktuur kyk, is dit nog interessanter, dat hoe hier die 7 kruiswoorde opgedeel is. Die eerste kruiswoord, die 4de kruiswoord en die 7de kruiswoord is gebede. Dis 'n gebed. Wat aan God gerig is. Die eerste kruiswoord. Abba, Papa, Vader. Dis 'n gebed. Dis hoe 'n gebed begin. So ook die 4de en die 7de. Dis 'n gebed wat gerig is aan God. Die eerste en die laaste van hierdie kruiswoorde spreek Jesus God aan as sy pa, as sy papa. Dit is wat hy doen. Die eerste 3 uitsprake van hierdie 7 is vir ander mense, is nie vir homself nie. Die eerste 3 van die 7. Die laaste 4 hou verband met Jesus Christus self. En seker die belangrikste van hierdie 7 kruiswoorde is dat al hierdie 7 kruiswoorde hulle oorsprong het in die Ou Testament, in die profete. Wat daar gesê is oor die Messias, oor wie God is, oor hoe hy lyk, oor hoe hy werk, oor hoe hy optree. As dit nie direkte aanhalings is wat Jesus gebruik uit die Ou Testament uit nie, is dit die agtergrond daarvan in die Ou Testament gewortel. Dit is belangrik in hierdie eerste kruiswoorde van Jesus om ook op te let. Wat is besig om met Jesus te gebeur terwyl hy elkeen van hierdie 7 kruiswoorde sê? So wat is besig om te gebeur hier in die eerste ene? Wel, hulle is besig om hom te kruisig. Dit is hoe die kruisverhaal begin. Hulle is besig om hom te kruisig, hulle het hom pas opgehang. Vasgespijker. Nou net die kruis opgerig. Daar hang hy. Gesettel in sy grondstuk waar hy geplant is. Dit is wat besig is om te gebeur. Voor hom is 'n skare mense. Hier by hom is die soldate. Daar in die hoekie is hulle besig, toe hulle sy klere uitgetrek het, om te sê wie vat wat van sy klere. Dit is wat besig is om te gebeur, terwyl hy hier so hang, hier voor hom. Die teks sê vir ons, dat hulle is besig om met hom te spot, om vir hom te sê, ander mense kom my red, laat hy homself 'n bietjie red. Hoe voel jy as iemand met jou spot? Hoe voel jy as iemand met jou spot? Dis 'n vorm van lyding. As iemand jou sleg sê. Sê jy hulle terug sleg? Oh, jy sê dit vir my. Wag, ek gaan vir jou ding vertel. A piece of my mind gee. So, en is dit wat jy doen? Is dit wat ons doen? As iemand jou so onregverdig sou behandel, soos wat hulle vir Jesus behandel het, sou jy sê vergewe hulle? Of sal jy vir jou pa sê, kry hulle terug? Maak hulle dood. Raak van hierdie klomp swernote ontsla. Dit is wat ons sal doen. Want ons doen dit uit ons menslike natuur uit. Gelukkig gee God vir ons sy gees, sodat ons nie hoef te reageer vanuit ons menslike natuur nie. Ek het 'n lewende gees ontvang van God as 'n geskenk, die Heilige Gees wat binne in my is. Daarom hoef ek nie gehoor te gee aan my natuurlike
drange nie, aan my natuurlike manier van optree met ander mense nie. Ek kan bonatuurlik optree. Soos wat Jesus Christus dit vir ons gedoen het, as 'n voorbeeld. Wie is die mense wat hy vergewe? Wie is die mense wat hy vergewe hierso? Die soldate, wat daar by hom staan, dis die mense wat hy vergewe, dis die mense wat voor hom is, wanneer hy die woorde sê. Die regeringsstelsels, wat ook maar net hulle werk doen, om hulle betaalrekening te kry aan die einde van die maand, so aan, en wat besig is om alles eintlik te verongeluk. Dis die mense wie hy vergewe. Die volk, die teks sê die volk het voor hom gestaan, die Jode het voor hom gestaan. Dit is die mense wie hy vergewe. Die leiers, hulle is seker die ergste van alles, want hulle die spotwerk gedoen en die groep aangehit, en so aan. Die leiers, hy vergewe hulle. Dit is die mense wie hy vergewe. So is dit vir God moontlik om elkeen van ons ook te vergewe. As ons nou sê dat hierdie eerste gedeelte is 'n gebed, kom ons gaan kyk na hierdie gebed. Heel eerste bid hy tot sy Vader. En dit is nou vir my interessant dat die eerste ding wat Jesus Christus doen wanneer hy lei is bid. Wat die vraag vra, wat is die eerste ding wat ek doen as ek bid, as ek lei? As ons dan nou sê, dit is kerkgang, preekluister, alles wat ons hierso doen vandag, is 'n oefening om ons te leer, om ons te sê, dit is hoe Christus dit doen, dan moet die vraag wees, wat is die eerste ding wat ek doen, wanneer ek swaar kry? Jesus bid, dit is wat hy doen, hy praat met sy Pa. Interessant, hy bid nie vir homself nie. Nee, hy bid nie vir homself nie. Hy bid vir ander mense. Wat is dit wat ek en jy doen, wanneer ons deur lyding gaan? Hoe bid ons? Wat sal jy vir jou vyande bid? Die Romeine wat rondom jou staan. Dit is die vraag waarmee ons gekonfronteer word vanoggend. Deur hierdie teks. Hoekom bid Jesus hierdie gebed? Wel, ek dink daar is 'n paar redes, ek gaan vir u 'n paar noem. Die eerste is, hy bid hierdie gebed omdat dit 'n vervulling is van die Ou Testamentiese profesie wat in Jesaja 53 vers 12 is. Ek wonder of ek dit so vinnig gaan kry. Ek het nou heeltemal te veel boeke hierso by my. Dalk het ek dit. Anders dan gaan ek dit net oorslaan, die lees daarvan. U kan dit gaan lees. Die Jesaja teks waarin daar geprofeteer word dat hy sal lei. Kom maar kyk gou. Jesaja 53 vers 12. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met magtigers die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is. Omdat hy die sondes van baie op hom geneem het. En hier is die vervulling van die teks, vir die oortreders gebid het.
Daarom bid Jesus ook hierdie teks. Dit is 'n vervulling daarvan. Nie net is dit 'n vervulling daarvan nie. Hy was ook besig gewees om te doen dit wat hy verkondig het in Matteus 5 vers 44. Sê Jesus, is hy besig om sy disippels te leer, hulle is daar, hulle is besig om hom te volg, hy het 'n klomp wonderwerke gedoen, dan sê hy vir hulle, hy preek. Hy sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. En as jy nou die teks ken, dan weet jy wat sê hy daarna, en wat vir hulle doen. En julle moet bid vir die wat julle vervolg. En dan eindig die teks, sodat julle kinders kan wees van julle Abba, julle Vader in die hemel. So wanneer hy die woorde sê, wanneer hy dit doen, practice what you preach. Doen hy presies dit wat hy gesê het en vir ander mense geleer het. Dit hy is nie soos ons nie. Ons sê baie keer van ons kinders, hoor jy so? Jy moet doen soos ek jou sê, nie soos wat ek maak nie. Nee. Hy doen soos wat hy sê, en ons kan maak soos wat hy maak. Derdens, die belangrikste deel van hoekom bid Jesus hierdie gebed van vergifnis is, dit is die doel van die kruis. Dit is hoekom hy gekruisig is. Hy is gekruisig sodat ons sondes vergewe kan word. Daarom sê hy dit. Hy proklameer dit. Hy doen dit nie net fisies nie. Hy sê, hier is ek. Ek is gekruisig. Abba Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek moet afsluit. Die tyd stap aan. Ek is nou vanoggend heeltemal te begeesterd oor hierdie teks. Wanneer hy hierdie gebed doen, is die laaste woorde wat hy sê, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy tree vir jou in, en vir my. Dis 'n intercessor gebed, intercessor woorde, daar die laaste woorde. Waar hy na God toe kom in hierdie gebed, vra vir vergifnis, dit proklameer, nie net oor die goeie ouens nie, maar oor die slegte ouens, die slegte ouens, dit kom proklameer. En dan vir hulle intree, en vir hulle sê, moet hulle nie straf nie, Here, moet hulle nie doodmaak nie, hulle weet nie eens wat hulle doen nie. En dit is wat jy doen as jy 'n intercessor, as jy tree vir iemand, en ek onthou toe ek 'n kind was, en ons was stout gewees. My pa was baie kwaai gewees. Hy het nie nonsens gevat nie. En dan, hy het eintlik net een keer gepraat. As jy die tweede keer oortree, het jy geweet, jy gaan 'n loosing kry. En so. En as ons nou 'n tweede keer oortree het, en hy het gesê, kom, hy het jy so in jou arm nagetrek, jy het eintlik al begin huil nog voordat hy jou geslaan het. Het jy nou seker gemaak, jy huil hard genoeg in die hoop, dat hy jou sal jammer kry. Maar al wat jy nie weet, jy het hom nou al klaar so ver getik, dat daar die punt van jammer kry, is nou verby. Jy gaan nou geslaan word. En so. Dan het my ma ingetree. En ek sê dit nou tot eer van my vader, my pa, my aardse pa, hy is nou al reeds oorlede, en hy leef nie meer nie. So ek respekteer hom as my ouer, soos die Bybel my leer. Maar my ma het altyd, die eerste woord wat sy vir hom gesê het, Piet moet hulle net nie doodslaan nie. Want sy het gesien my pa is kwaad. So dis die eerste intercessorwerk wat sy gedoen het. As 'n intercessor. Moet hulle net nie doodslaan nie. En dit is wat Jesus hierso doen. Hy sê vir God, hy bid tot hom en sê,
Moet hulle net nie doodslaan nie, vergewe hulle. En so aan. En dan sê hy van hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar's 'n stuk onkunde in ons verstaan. En dit is hoe hy vir ons intree en vandag nog intree. Ek moet regtig afsluit. Die belangrikste ding wat jy moet weet van vergifnis en van hierdie vergifniswoorde van Jesus Christus, dat jy moet daardie vergifnis aanvaar. Jy moet dit vat vir jou. As jy dit nie vat nie, is dit nie joune nie. Dan het jy nie vergifnis ontvang nie. Jy moet dit vat en vir die Here sê, dankie Here. Ek aanvaar die vergifnis. Dit beteken nie omdat Jesus gesê het, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie, dat almal se sondes is vergewe. En jy hoef dit nie te aanvaar nie. Jy is vergewe. En that's it. En almal gaan eendag hemel toe. Die hele spul van ons. Nee, jy misgis jouself. Jy moet dit aanvaar. Hierdie woorde beteken nie, dis nou maar okay. Hulle is dom, hulle is stupid, hulle weet nie wat hulle doen nie. So, almal gaan hemel toe, nie? Jy moet dit aanvaar. En weet ook, daar is een sonde wat jou nie vergewe sal word nie. Ek sê nou net, al jou sondes word. Daar is een sonde wat jou nie vergewe sal word nie. Die sonde wat jou nie vergewe sal word nie, is die verwerping van Jesus Christus as die verlosser. Dat hy vir jou sondes gesterf het. Nie net dat hy vir jou gesterf het nie, maar dat hy die Seun van God is. Dat hy deel is van die Triniteit. Dat hy God self is. As jy dit nie kan bely nie, en as jy dit nie vat nie, hierdie verlossing nie, dan kan jy nie gered word nie. Daar is maar een weg na God toe. Een. Nie 10 nie. En dit is deur Jesus Christus. En ek en jy moet dit vat en ons moet dit ons in maak en daaruit gaan lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, ons dank U vir U woord. Here, ek het nog glad nie gesê dit wat ek als moes sê vanoggend nie. Ek het maar begin. Maar dankie vir die Gees wat ons daarin lei. My gebed is dat hierdie woorde langer in ons sal sit. Dat dit nie te vinnig na vanoggend se prediking uit ons gedagtes uit sal wees nie. Maar dat ons veral in hierdie lydingstyd, in hierdie kerklike seisoen waarin ons is, diep sal nadink oor dit wat ons sien as ons deur 'n venster in U hart inkyk. Om te sien hoe lyk die God wat ons aanbid. Ons dank U vir Jesus Christus. Here, ons aanvaar U vergifnis vanoggend en ons maak dit onsinne. In dit kom bely ons dat U is God. Jesus Christus is God. Wat vir elkeen van ons kom sterf het. Help ons en lei ons, wanneer ons swaar kry, Here, om te doen dit wat ons hier sien in U voorbeeld. Om te bid vir ander,
om te bid vir die wat ons vervolg, om te bid vir die wat ons spot, om te bid vir die wat ons kruisig. En help ons veral om te vergewe, soos wat U dit gedoen het, toe U gelei het. Amen. Ontvang dan ook die seën van die Here en gaan leef in sy vrede, en in sy guns en in sy blydskap. Selfs al moet U dan deur lyding gaan, ontvang die seën van die Here. Die Here sal U seën en die Here sal U beskerm. Die Here sal tot U redding verskyn en die Here sal U genadig wees. Die Here sal U gebede verhoor en aan U sy goddelike vrede gee. Ontvang hierdie wonderlike seën van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.